volgende week Washington toe, hy kan iets meer daaroor sê, maar hy is uitgenooi om 'n lesing aan te bied by Harvard, moet ek vir jou dit toets, okay. Hallo, daar's hy. Hy gaan by Harvard Universiteit, hy vlieg Dinsdag, en hy gaan vir 'n week daar wees, eintlik vir 6 dae, waarvan 2 dae op die vliegtuig, so sê hy, gaan maar besig wees. So ons gaan volgende donderdag aand, julle weet nou nie Bybelskool hier nie, ons slaan nou volgende donderdag aand oor, okay. Maar het is opwindend om jou hier te hê, ek geniet dit, verskriklik, ek leer baie, en ek hoop julle leer ook baie. Kan ons nie die aand miskien net opdra aan die Here, kom ons bid saam. Here, dankie vir u Bybel, dankie Jesus, dat u die lewende woord is, en dat u mens geword het, tussen ons kom woon het, en dat u vir ons gawes gee. Dankie vir Chris se gawes, veral om onderrig te gee, en sy liefde vir die woord, liefde vir u, liefde vir die geestelike dissiplines van gebed. Ons kan baie by hom leer, Here, ons maak ons hart en ons gedagtes ook vanaand wat hy vir ons wil leer, wat u deur hom vir ons wil leer. Dankie vir die voorreg, Here, dankie vir elkeen van ons wat hier kan wees, dat ons dit kan geniet. Dankie daarvoor, ons loof en prys u naam. Ons bid dat u vir ons sal bewaar Amerika toe en terug, en dat hy ook dit baie leersaam sal vind, en ook ander mense baie gaan opbou daar, die goed wat hy moet aanbied. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie Nico. Gaan ons maar kan jy dalk een vat en Jolandi dalk een? As daar dalk vrae is. Goeienaand. So lekker om hier by julle te wees. Ek hoop dit gaan goed met julle. En dat die reën is welkom. Lekker hard gereën. Ja, dis regtig goed om hier by julle te wees. En ja, jammer nou dat ons volgende week mis, maar daar's goeie goed op TV. Nie worry nie. Nie so goed en mooi soos ek nie, maar is okay. Ja. Maar jammer oor dit. Ja, ongelukkig is dit nou 'n reis wat ek al eintlik al laas jaar al na toe genooi is, en dis maar 'n groot en 'n belangrike ene. So dankie, maar dan volgende week is ons nie hier nie, maar die week op is ons weer terug. Okay, so uitstekend. Goed. So ons gaan nou aangaan met ons kursus in Openbaring. Ons begin vanaand met Openbaring 4. Ek gaan meer en meer fokus op die Bybelteks, minder op die skerm. Is dit okay met julle? Die rede daarvoor is, ons het so 'n paar goed om te doen. Okay, so ons het 'n bietjie werk om te doen, sodat ek ten minste al die werk met julle behandel voor die eksamen. Okay, so maak jou Bybel oop by Openbaring 4. En nou, soos enige goeie apokaliptiese, profetiese boek, wat maak 'n profetiese boek eintlik 'n profetiese boek? 'n Troonvisioen, nee. 'n Troonvisioen. Jesaja het 'n troonvisioen, Jeremia het so 'n soort van een, en natuurlik Esegiel. So ons begin met 'n troonvisioen. Ons is nou klaar met die briewe. Ons het mos nie die troonvisioen laas keer gedoen nie. Okay. Sorry, ek raak elke dag bietjie meer en meer ken, so ek vergeet. Okay. Openbaring 4. Hierna het ek Johannes in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het gesê, kom hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Daai woorde, ek is deur die Gees meegevoer, dit daar hoor jy Esegiel. Ek dink ek het al vir jou in hierdie klasse gesê, hierdie skrywer, Johannes, vorm homself in die beeld van 'n Esegiel, en ons gaan dit vanaand sien ook. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieul. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. 'n Reënboog laat jou onmiddellik dink aan die Noagiese verbond, nê? Nee. God wat vir Noag beloof, ek sal nooit weer die wêreld met 'n vloed vernietig nie, en wat vir hulle 'n nuwe begin gee, nê? Nee. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone, en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangetree, en op hulle koppe was daar goue krone.
Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Goed, ons kan nou die volgende, ek het die slides hierso. So, dis interessant, as ons nou kyk na hierdie troonvisioen, ons begin met die 24 ouderlinge. In Openbaring is, ek het dit vir jou gesê, Openbaring is 'n simboliese boek. So, alles in Openbaring is iets anders. So, as jy 24 sien, wat moet jy eintlik sien? 12 en 12. 12 vir die 12 stamme van Israel en 12 vir die 12 disciples of 12 apostels van die kerk. Saam maak hulle 24, maar daarom verteenwoordig hulle die nuwe Israel wat aan die ander kant van die muntstuk die kerk is. Okay. Jy gaan sien, Israel in Openbaring is ook nie eintlik Israel nie. Dit is simbolies. Jy gaan sien as hy die stamme, die stamlyste byvoorbeeld gee. So wat is die 24 ouderlinge voor die troon? Hulle verteenwoordig die kerk en wat die nuwe Israel is. Okay. Die 7 fakkels wat die 7 geeste van God is, weer eens, ek tog God het net 1 gees, hoekom het hy 7? Nee, het hy dan 7 heilige geeste? Nee, 7 is nie 7 nie, 7 is nie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nie, 7 is 7. En wat is 7? 7 beteken volmaaktheid, voltooidheid. 7 is 'n voltooide siklus. 7 is 'n spin cycle op jou wasmasjien. Nee, ek sê ons, as jy in die Ou Testament kyk, hoe word jy, as jy onrein is, hoe word jy weer rein? Jy moet deur 'n bepaalde ritueel gaan, wat ook al dit is verskillende goed vir verskillende mense, vir verskillende onreinhede. Maar dan moet jy gewoonlik 'n Sabbat wag. So daai Sabbat is 'n siklus, 7 volmaaktheid. Het julle hom? Dis wat 7 beteken. So dit spreek van die volmaakte, volledige gees van God, wat, ek dink dit maak sin. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Dis 'n interessante vers daai, want in 'n ander teks in Openbaring sê hy, daar is nie 'n see nie. Nou daar's 'n rede hoekom daar nie 'n see in Openbaring is nie, want die see vir die Jode is 'n plek van chaos. Nee, dis 'n plek waar die monsters is, dis 'n plek waar die Leviathan is. Daarom begin die skepingsverhaal ook met die gees van God wat oor in Hebreëus is dit Tehom, die oerwaters, sê party vertalings, nee. Die see is 'n plek van onheil, dis die chaos, dis die graf. Maar hier sê hy, dit is soos 'n spieelgladde see. En die vraag wat ek dink is dit. Wat jy moet verstaan is, die skrywer van Openbaring verstaan die hemel as 'n tempel. Ons sien vandag die hemel as 'n plek met mooi, amper soos 'n baie luukse aftreeoord. Nee, met bome en goue strate en paleise en mansions en goed. Dit is glad nie hoe hy die hemel sien nie. Vir hom is die hemel 'n tempel. En eintlik 'n allerheiligste, eintlik net een deel van die tempel, daaroor gaan ons praat. So as jy wil weet wat die hemel is vir die skrywer, moet jy die tempel verstaan. En nou voor die tempel was daar 'n bak water, wat ons noem die Bronssee. Het jy al gehoor van die Bronssee? Jy lees daarvan in die Bybel. Dit is die Bronssee gewees. Kan julle hom sien daar? Dit was vir, dankie, Creer, dit was vir, hoofsaaklik reinig en goed. En dit ek dink, as hy sê, dis soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal, dink ek verwys hy na dit. Okay. 'n hemelse Bronssee. Wat dit eintlik beteken, en jy kry hierdie tipe denke in Hebreërs, in die boek Hebreërs ook, dat die aardse tempel is eintlik 'n afdruk, 'n miniatuur van die hemel. Okay, dis hoe hierdie ouens gedink het. Julle moet my stop as julle vra het. Okay. Dan sê hy, naby rondom die troon was al 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, die tweede soos 'n bil, die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n arend.
Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê, heilig, heilig, heilig. Okay. Nou, hierdie hierdie lewende wesens kry hy waarskynlik van Esegiel hoofstuk 1. In Esegiel hoofstuk 1, ek gaan dit nou nie lees nie, jy kan dit gaan lees, sien Esegiel ook 'n lewende wese. En hierdie ding hy sien nou wel net een, maar hierdie lewende wese het 4 gesigte. Mens, arend, 'n leeu en 'n bul of 'n bees. Okay. Hierso word Esegiel se lewende wese in 4 gedeel. Nou die antieke wêreld en die wêreld van die antieke mense en die wêreld van die gode was 'n wêreld waar jy hierdie tipe monsters, hierdie tipe goed gekry het. As jy in die antieke tempels van Babylonië en waar ook al ingegaan het in die ou nabye Ooste en selfs in die Mediterrane gebiede, Griekeland en Rome, was daar altyd jy weet, sulke wesens, sulke gediertes geassosieer met die gode. Een van die bekendstes wat ons aan dink natuurlik is die Sphinx. Julle ken die Sphinx, nê? Lyf van 'n leeu, vlerke van 'n arend, gesig van 'n mens. Dis nie veel anders as Esegiel se gedierte of die 4 lewende wesens nie. Wat jy moet vra is, wat verteenwoordig die 4 lewende wesens? Dit verteenwoordig, dis 4, want nommer 1, jy het die 4 windrigtings. So 4 is gewoonlik iets van die hele skepping, en dit maak sin hierso, want die groot belangrike diere van die skepping is daar. Daar is die diere van die hemel, die voël, die arend, onrein landdiere, die leeu, rein landdiere word verteenwoordig, die bul, en dan natuurlik die mens. Nee, die mens. Daar is nie visse nie, want daar is nie 'n see nie in die hemel. Okay, so daar's nie, een van hierdie goed het nie 'n vis nie. En dan is dit interessant, hy kombineer die troonvisioen van Esegiel en van Jesaja in hierdie teks. Hy kombineer daai 2. Hy sê elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad. Nou watter ander wesens het 6 vlerke? Die gerubs van Jesaja, nee. Julle weet die serafs en die gerubs, as jy dink aan serafs en gerubs, baie mense vandag dink dan natuurlik aan Michelangelo se tekeninge en dan is hulle babietjies met vlerke, nee, is baie mooi. As ek vir jou sê, as ek vir mense vandag sê gerubs en serafs, dan dink jy aan engele wat soos mense lyk met groot vlerke dalk. Dit is glad nie wat hulle was in die antieke tyd nie. 'n seraf byvoorbeeld was slange met vlerke. Jy weet, gerubs was dalk leeu's of sulke tipe goed gewees. Dit was ondiere. 6 vlerke in Jesaja. Hy sê in Jesaja sê hy, 2 vlerke hou hulle oë toe want hulle mag nie God sien nie. Met 2 ander vlerke vlieg hulle en met 2 ander vlerke hou hulle bedek hulle voete. Nou as jy nou Hebreëus ken, dan weet jy voete daar is miskien moontlik nie voete nie, maar die geslagsorgane. Want julle weet in Hebreëus en in die Hebreëse Bybel is voete 'n eufemisme vir die geslagsorgane. Nie altyd nie hoor. Soms is 'n voet 'n voet. Maar soms is 'n voet nie 'n voet nie. Byvoorbeeld as die Bybel sê Rut het by Boas se voete gaan lê. Dink julle sy het by sy voetjies soos 'n hondjie gaan lê? Sy het ergens anders gaan lê. Okay. So dis dieselfde idee hierso, 6 vlerke. Hulle is vol oë. Wat is hierdie idee? Jy gaan 'n klomp goed sien wat vol oë is. Die lam het ook oë. Oë spreek van getuienis en al sienendheid. Met ander woorde, die skepping wat oral is en alles kan sien, en die doel van die skepping is die sogenaamde trisagion, heilig, heilig, heilig. Is dit my foon wat geraas maak hierso? Sorry. Ek het vergeet om hom op silent te sit, jammer julle. Okay, maak dit sin vir julle. Sy troonvisioen pas perfek in by die troonvisioene van Esegiel en van Jesaja, en eintlik pas dit in die wêreld van die ou nabye Ooste baie, baie goed. Hierdie is vreemd vir ons.
dit sou glad nie so vreemd vir die antieke mense gewees het nie. OK. Nou sien hy die lam. En nou kom die lam, hy gaan in die hemel, niemand is daar wat die boek kan oopmaak nie, net een is waardig, en dan eers sien hy die leeu van Juda, hy is waardig om die boek oop te maak, maar dan wat sien hy? Nie 'n leeu nie, maar 'n lam. En dis 'n paradoks, julle weet wat is 'n paradoks, nê? Dis amper twee teenstrydige beelde wat gelyk staan en wat komplementerend is. Dis soos, jy weet, en in hierdie geval is dit die leeulam. 'n Leeu is sterk, nê? Dit verteenwoordig Juda hierso, maar 'n lam is natuurlik gemaak om geslag te word. In die antieke tyd was 'n lam gebruik vir een ding, slagting, 'n offer. Maar eintlik die kombinering van die twee beelde spreek van krag wat in opoffering lê. Nee, krag wat in opoffering lê. Krag wat in swakheid lê. Hier is die lam nie die lam wat suffer en swak is en jy weet, hier is word die leiding van die lam onmiddellik omgesit in mag en in krag. En die lam hierso is vreesaanjaend eintlik. Nee. Die lam het 7 horings en 7 oë. Wat beteken dit? Dis 'n nogal 'n vreemde lam wat jy hierso het, nê. Is altyd vir my interessant hoe hulle hom uitbeeld in die vroeë kuns. Daar's nogal 'n interessante uitbeelding van van die lam in die vroeë kuns, nê. Die horings in enige apokaliptiese literatuur is 'n horing gewoonlik 'n simbool van mag. So wanneer jy 'n horing sien jy mag. Nee, ek meen dink aan asof van julle is wat nou op plase of in die bosveld is, 'n dier, 'n bok of 'n renoster of 'n bees selfs, 'n bul met groot horings. Jy's bietjie bang vir daai ding, nê. Selfs 'n bok, nê. Selfs ek meen 'n skaapram. Daai horings kan skade doen. Jy moet dit nie onderskat nie. So 'n horing is altyd 'n simbool van mag. So wanneer jy horings in Openbaring sien jy dit kan mag wees, dit kan 'n maghebber ook wees. OK, dis gewoonlik een van daai twee. So nou doen ons bietjie Openbaring wiskunde, simboliese wiskunde. Ek het nou vir jou gesê 7 is volmaaktheid, volkomendheid. Horings is mag, so as jy 7 horings het, is gelyk aan almag. Nie baie mag nie, almag. Almagtig. 7 is nie baie nie, 7 is alles. Okay. So dis almagtig. En wat sal 7 oë beteken? Alsienend. Almagtig en alsienend. Kry julle 'n sin vir hoe ek die teks lees? Nee. Die lam is dan die een, dan het ons hier die hemelse liturgie, en die lam is die een wat die seels oopmaak en wat die oordeel begin. En nou vanaand gaan ons gesels oor die oordeel. En daar is in Openbaring is daar so 4 oordeelsiklusse. 4 oordeelsiklusse. Daar is die 7 seels, die 7 trompette, en dan is daar eintlik 7 visioene. Hulle word nie genommer nie. Maar hulle is daar as jy hulle tel. 7 visioene en 7 bakke. Wat ek vanaand wil doen, die 3 wat die maklikste en die lekkerste parallel lees, is die 7 seels, 7 trompette, 7 bakke. Ek gaan hulle vanaand probeer doen, dat ons die oordeels siklusse klaarmaak, want die visioene het bietjie 'n ander funksie, dink ek, in Openbaring. Wat jy gaan sien van hoe dit werk. Nou, so dit begin met oordeel. Ek het vir jou gesê, Openbaring is nie 'n tydlyn nie, korrek? So moenie soek vir 'n tydlyn van gebeure nie. Openbaring, het ek vir jou gesê, is siklies. Daarom, wat is die woord wat ek gebruik? Ek praat van oordeelsiklusse, nee. So die 7 seels is 'n siklus. Die 7 trompette is nog 'n siklus. Die 7 bakke is nog 'n siklus. Dis dieselfde goed. Dit sê dieselfde goed op ander maniere en op minder of meer intensiteit. So jy moenie dink
jy gaan sien, dis die 7 bakke, die 7 seels, 7 bakke, 7 seels, 7 trompette, dis die hele oordeelsproses uit verskillende perspektiewe, uit verskillende hoeke. OK. Gesê met verskillende simbole. Die struktuur is redelik eenvormig. Hy loop 4 plus 2 en dan is daar 'n tussenpouse by die seels en die trompette, nie by die bakke nie. Ek gaan vir jou sê hoekom. Maar daar's 'n tussenpouse. En die doel van die tussenpouses is om inligting vir jou te gee oor die kerk, en is gewoonlik om die kerk, die gehoor of die lesers te verseker dat hulle veilig is en dat die oordeel hulle nie tref nie en dat hulle bewaar is. So dis 4 plus, waar jy kan sê 4 plus 1 plus 1 of 4 plus 2, tussenpouse 7. OK. So 4, 5, 6, tussenpouse 7. Dit is die struktuur by die seels, struktuur by die trompette. Dit is die struktuur by die bakke, met die een uitsondering van die bakke. Die bakke is, en die bakke hierso is, as jy dink aan 'n bak, jy weet, dit jy moet dink al van wierookbakke, tempel toebehore, hoor, as jy dink aan bakke, nie dink aan puddingbakkies nie. Okay. Daar's nie 'n tussenpouse by die bakke nie. En ek gaan vir jou sê hoekom wanneer ons daar uitkom. OK. Goed. Jy gaan sien, net toevallig dit, in Openbaring 5 vers 8, die lam vat die boek met die seels en hy maak reg om die seels oop te maak van die boek wat die oordeel sou begin. Maar hy sê daar in Openbaring 5 vers 8, net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n sieter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Ek dink daai is 'n belangrike vers. Die gebede van die gelowiges is amper soos wierook en mirre en hierdie tipe jy weet, ons noem dit rituele stowwe wat hulle gebruik in die tempels. Die gebede van die gelowiges is soos wierook wat opgaan uit hierdie bak. En is ironies dat later aan die einde, wat is die laaste en toevallig ook die ergste oordeel, die 7 bakke, wat ook en die gelowiges se gebede is ook in 'n bak. In jou notas, jy gaan sien, die notas is gestruktureer volgens Openbaring se hoofstukke. Ons gaan die klas bietjie anders doen hier. Ons gaan bietjie rondspring. Is dit oukei met julle? Onthou die notas, het ek vir jou gesê, die notas kan jy rustig by die huis gaan lees. Ek is tog nie hier om net vir jou notas te lees nie. Nee. Goed, so kom ons kyk gou na die 4 seels. Almal nog oukei? Vrae, opmerkings, almal gelukkig, uitbarstings, klagtes, niks nie. OK. Kom ons lees gou die 4 seels. Ek het gesien toe die lam die eerste van die 7 seels oopmaak. En ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die knal van 'n donderslag, gaan uit! Ek het gesien, daar was 'n wit perd. Sy ruiter het 'n pyl en boog gehad. 'n oorwinnaarskroon is aan hom gegee, en hy het as oorwinnaar uitgegaan om nog verder te oorwin. So as jy hierdie sien, hierdie is die sogenaamde 4 ruiters van Openbaring, the 4 horsemen of the apocalypse, nee? En dis interessant, die eerste een is 'n wit perd, daar's 'n ruiter op hom, hy het 'n oorwinnaarskroon, en hy is oorwinnaar. Daai beeld moet jy verstaan as mag. Jy sien 'n keiser. As jy in die antieke Romeinse wêreld hierdie woorde hoor, sien jy 'n keiser, want daar's een ou wat op 'n wit perd ry in die Romeinse mag, in die Romeinse ryk, en dis die keiser. Okay? Julius Caesar is bekend daarvoor dat hy op die wit perd ingekom het in Rome, en dan sê hy daai bekende woorde, nee. Jy weet, ek het Latyn 3 gedoen, of toe ek Latyn 3 gedoen het ek moes ek Julius Caesar lees. En hy het moeilike Latyn geskryf, en ek moes sy
oorloë. Hy het hierdie oorlogstekste, maar hy het 'n manier gehad om te praat. En hy het hierdie woorde gesê, Veni, Vidi, Vici. Nee, ek het gekom, ek het gesien, ek het oorwin. Kan julle onthou, ons het gepraat oor hoe belangrik oorwinning was vir die Romeine, Nike, nee, oorwinning was baie belangrik. So, en dit word geassosieer met die keiser. So hierdie is mag. Die wit perd is mag. Okay. Toe hy die tweede seël oopmaak, vers 3, 6 vers 3, het ek 'n tweede lewende wese hoor sê, gaan uit. Daar het 'n ander perd, 4 rooie uitgegaan. Aan sy ruiter is opdrag gegee om die vrede van die aarde al weg te neem, sodat die mense mekaar sal uitmoor. 'n Groot swaard is aan hom gegee. Die kleur wit in die kleure het ook simboliese betekenis in Openbaring natuurlik. Wit is mag, koninklikheid. Ons lees natuurlik later in Openbaring ook van nog 'n ruiter op 'n wit perd, nee. Maar die keer is dit Christus, die hemelse keiser, die hemelse oorwinnaar. Nee, baie dieselfde, baie soortgelyk soos hierdie, dis nie dieselfde ruiter nie. Nou, wit is mag, koninklikheid, keiserlikheid. Rooi is altyd oorlog, bloedvergieting. Jy gaan rooi dikwels kry. Wat is die kleur van die groot draak in Openbaring? Hy's rooi. Dis die groot rooi draak. Dis bloed, dis oorlog. 'n Groot swaard is aan hierdie ruiter gegee. En wat kom uit mag? Na die soeke en die dors na mag. Waaruit loop dit uit? Waarop loop dit uit? Gewoonlik. Oorlog. Oorlog en moord. Nee. Jy weet, die Romeine het 'n interessante, sorry, ek gooi 'n bietjie die Latyn vanaand, okay. Die Romeine het 'n slagspreuk gehad wat sê civis pacem parabellum. En dit beteken civis pacem beteken as jy vrede soek, parabellum, berei voor vir oorlog. So hulle het gesê, hoe bring jy vrede? Deur oorlog. So dis ook toevallig waar die 9mm se naam vandaan kom, parabellum. Nee, prepare for war. Maar dit kom van daai woorde van Renatus van die Romeine wat sê, as jy, en dit was die Romeine se groot ding, die Pax Romana, nee, die vrede van Rome. Hoe daai vrede van Rome gekom? Deur oorlogvoering. Okay. Toe hy die derde seël oopmaak, het ek die derde lewende wese hoor sê, gaan uit. En ek het gesien, daar was 'n swart perd. Sy ruiter het 'n skaal in sy hand gehad. Toe het ek iets soos 'n stem by die 4 lewende wesens hoor sê, net 1 skeppie koring vir 'n dagloon, en net 3 skeppies gars vir 'n dagloon. Maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Wat kom van mag en oorlog? Waarop loop dit verder uit? Ekonomiese verdrukking. Nee, ekonomiese swaar kry, hongersnood. Kyk na Gaza. Hier sien jy Gaza. Toevallig, hoor. Hier sien jy Gaza. Skus, ek is baie pro-Palestyns. Ek is uitgesproke oor dit. Ek gee nie om nie. Ek gee nie om wat mense van my dink, as ek dit sê nie. Hoe sal jy voel as jy 'n hele dag moet werk vir 'n brood? Sou dit vir jou werk? Vir 'n halwe brood. Jy weet, daar's mense in ons land wat dit doen, hè. Dit is min of meer wat jy hier het. 'n skeppie koring vir 'n dagloon, of 'n skeppie gars vir 'n dagloon. Wat sê dit? Mense werk hulle dood, maar hulle kry amper niks. Dis armoede, dis hongersnood. Maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Wyn en olyfolie is die kommoditeite van die rykes, die elite. Dit spreek ook van die gaping tussen die magtiges en die magteloses, die rykes en die armes wat groter word. Klink dit soos ons wêreld hierdie? Klink bietjie soos ons wêreld, nee. Vers 7, toe hy die 4de seël oopmaak, het ek 'n stem van die 4de lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n vaal perd. Sy ruiter se naam was die dood, en die doderyk het agter hom aangegaan. Aan hulle is mag gegee oor 'n kwart van die aarde, oor 'n kwart van die aarde gegee, om die mense dood te maak met die swaard, met hongersnood en met pes en deur wilde diere van die aarde. So dit is uiteindelik die dood.
Dis waarop hierdie goed uit. Die kleur van hierdie perd is interessant, die vaalperd. Is daar van julle vertalings wat sê 'n groen perd? Die kleur is interessant. Debatteer bietjie oor die kleur, maar ons reken een van die maniere om hierdie te vertaal is lijksgroen. Hoe klink dit? Dis die dokters hierso. Sê 'n dokter hier. Sê, maar jy weet dalk 'n lijk word mos bietjie groen, nê? En dis party mense sê eintlik moet jy die kleur van hierdie perd verstaan as die kleur van 'n lijk. Daarom ek dink soos die King James of party van die baie ou vertalings sal sê 'n groen perd. Ons gaan kyk. Ek weet een van hulle sê groen perd. Ja. Ja, dit is groen. Party sê hom as groen, 'n vaal groen perd. Ja, wat sê die boodskap? Ja, dit is 'n goeie vertaling daai actually. So vaal doodskleur, 'n lijksgroen kleur. Okay. En die dood en die doodryk volg op hom. Kan ek vir julle vra, is hier enigiets waar God ingryp, kataklismiese gebeure, aarde wat vernietig word, God wat weerligstrale en vuur uit die hemel laat reën? Nee. Die oordeel hier is, wat doen God? Niks. Partykeer is die ergste ding wat God kan doen, niks. En hy los die mens net oor aan hulle eie doene en late. Dis nogal iets om oor te dink, nee. Dis eintlik God wat net die mens los. Los die mens en hulle soeke na mag sal lei tot oorlog, hongersnood en hulle vernietiging. Uiteindelik is ons eie oordeel. Dis amper waarop dit neerkom. Oordeel, ek wil dit ook vroeër gesê het, hierdie is baie belangrik. Oordeel in Openbaring, en ons gaan sien vanaand, oordeel in Openbaring en hierdie oordeelsiklusse intensifiseer. Dit raak erger en erger en erger en erger en meer en meer en meer. Na hierdie proses, hoeveel van die aarde gaan dood? Hoeveel sê hy? 'n kwart. Het julle dit gesien? 'n kwart. Later gaan jy sien word dit 'n derde en by die 7 bakke gaan dit net alles wees. Okay. So dit intensifiseer en jy gaan sien die een siklus loop uit op die ander, loop uit op die ander. Okay. Almal nog okay? Julle nog gelukkig? Hallo. Daarso is kry ek net daarso die mikrofoon, dankie. Lekker om 'n bietjie 'n vraagie te hê. Ekskuus ja, ek voel ek verloor so 'n bietjie ietsie. Daar's 'n boek en daar's seels. Wat is die seels? Is dit iets wat ook in die boek is of? Die seels, 'n goeie vraag, skus, ek moes dit seker verduidelik het, nee. Die seels is letterlik dit waarmee die boek geseël is. So met ander woorde in die antieke tyd was belangrike dokumente geseël met was of met, gewoonlik maar met was. So die seels is wat hierdie seël is, wat hy nou presies in gedagte het, is een vraag, maar dink aan, dit is basies 'n dokument wat vasgebind is, vasgemaak is, en dan word daai seël gebreek. En sodra die seël gebreek is dit die gedagte, is die dokument in werking. So gewoonlik sal dit geseël, 'n dokument kan byvoorbeeld geseël word deur 'n koning of 'n belangrike persoon, en wanneer jy die seël breek, beteken dit die dokument en dit wat in die dokument staan, kom in werking. Maar solank as wat die dokument geseël is, uiteraard, dit kan byvoorbeeld 'n uitspraak, in die antieke tyd kon dit 'n uitspraak van 'n koning wees. Maar natuurlik, solank as wat hy geseël is hy nog nie oopgemaak nie. Ja. So maak dit sin? Skus, dis eintlik 'n baie goeie vraag en ek moes dit eintlik gesê, dankie vir daai. Goed, nou kom ons by die 5de seël. Toe die lam die 5de seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is, omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. So hierdie 5de seël is bloot 'n visioen van die martelare.
Jy kan sien, die oordeel is op hierdie stadium tot 'n mate in vergelyking met wat kom, is dit lig. Hierdie is 'n visioen van die martelare, en die martelare wat vra, wanneer gaan die oordeel volbring word? Wanneer word die oordeel volbring? En by die 6de seël, hier sien ons nou kataklismiese gebeure. Daar, die 6de seël. Ek het gesien toe die lam die 6de seël oopmaak, vers 12. Die son het swart geword soos rou klere en die maan het heeltemal soos bloed geword. Hierdie is my so mooi vers 13. Die sterre aan die hemel het op die aarde geval soos die navye van 'n vyeboom afval as dit deur 'n sterk wind geruk word. Die hemel self het verdwyn soos 'n boekrol wat opgerol word en al die berge en eilande is uit hulle plekke geskit. Die konings van die aarde, die hoofamptenare en opperbevelhebbers, die rykes en die magtiges, ja, al die mense, slawes en vryes, het in grotte en onder die kraanse van die berge weggekruip. Hulle het vir die berge en die kraanse gesê, val op ons, bedek vir ons vir die oë van hom, wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. Die groot dag, jy dink aan die groot dag, die dag van die Here, waarop hulle oordeel sal voltrek, het aangebreek, en wie sal staande bly. Hierdie is 'n visioen, wat tot 'n groot mate amper die ander visioene wat volg, opsom. Die 6de seël is amper soos 'n samevatting van 'n deel van die 7 trompette en die 7 bakke. Openbaring is 'n ontskeppingsverhaal. So wat jy gaan sien, hy doen 'n baie kreatiewe toertjie. So in die Bybel het jy die skeppingsverhaal. Maar nou wil jy die skeppingsverhaal in trirad sit, in reverse, Jy wil ontskep. Maar nou, wat doen hy om te ontskep? Hy vat 'n ander storie in die Bybel, en hy gebruik dit as 'n tegniek om die skepping te reverse. En die storie wat hy gebruik om die skepping te reverse, is die storie van die 10 plaae van Egipte. Maar nou is dit nie die 10 plaae en die gevolge van die 10 plaae wat op Egipte toegepas word nie, maar wat op die Romeinse ryk in die wêreld toegepas word. Okay. Julle weet, by the way, die plaae, dis nie plaae nie. Dis ook nie heeltemal wat die Hebreëus, die sin van die Hebreëus nie. Ons praat van die 10 plaae, maar dis eintlik 10 tekens, of as jy baie letterlik kyk na die teks en goed, 10 slae, 10 houe. Jy weet, dit amper soos 'n sweep. 10 sweepslae. Dis eintlik waaraan hy dink hierso. So jy moet die hele tyd in die oordeels tekste wat volg, die trompette en die bakke, is hierdie die 2 stories wat jy in jou kop moet hou. Die skepingsverhaal, die 7-dag skepingsverhaal. Die ordelike een. Julle weet, daar is ons 2 skepingsverhale, nie die mooi Adam en Eva ene nie, die priesterlike een, die 7-dag een, en dan die 10 plaae van Egipte. Dis wat jy in jou agterkop moet hou. Okay, as jy hierdie stories lees. Dan, na die 6de seël, kom daar die tussenpouse. En met die tussenpouse sien hy 144.000. Hy sien 144.000 mense en hulle het 'n seël van die lewende God. Nou hierdie is nou weer 'n ander seël. Hierdie is 'n merk, hierdie is 'n teken. Maar dit is tot 'n mate dieselfde tipe ding as wat jy by die seëls het, wat hy breek op die boek. Dis iets wat iets bewaar. 'n Seël is iets wat is 'n ding wat 'n ander ding behoue hou, Die idee van mense wat gemerk word of geseël word, is 'n gedagte wat ons ook in Esegiel kry. Jy gaan dit later weer sien. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat, maar dan in 'n volgende klas gaan ons in meer detail praat oor dit. Hier word die 144.000 mense geseël, en op hulle voorkoppe.
Hulle word gemerk op hulle voorkoppe met 'n seël. Nou as jy Esegiel 9 lees. Esegiel 9 is 'n vreeslike visioen. Dis amper God wat 'n banvloek uitoefen op Jerusalem. Jy al daai teks gelees? Esegiel 9. Dis nie. Kyk, daar's mooi tekste in die Bybel en dan staan, jy weet, ek sê altyd texts of terror wat ons nie wil lees nie. Esegiel 9 is so een. God wat half 'n banvloek op Israel uitoefen en sê maak alles en almal dood. Vrouens, kinders, jong mense, ou mense, almal. Maar voor jy hulle doodmaak, en dis ook soos 'n engel, die Bybel sê nie engel nie, maar 'n sterk man. So dis een of ander tipe figuur, bonatuurlike figuur. Maar voor hy almal doodmaak en voor hy almal tref met die banvloek, moet almal wat kla oor die afskuwelike dinge wat in die stad gebeur, en dit is in Esegiel kode, wel nie is kodetaal nie, taal wat verwys na afgoderry. So almal in Jerusalem wat kla oor afgoderry, daai mense moet geseël word op hulle voorkoppe. En hulle sal dan nie doodgemaak word nie, maar die res moet doodgemaak word. Dit laat jou natuurlik ook dink aan wat? Die 10de plaag, nê. So jy het hierdie interseksie tussen hierdie beeld in Esegiel van mense wat op hulle voorkoppe geseël word en die meer algemene beeld in die 10de plaag van mense wat hulle deurkusyne moet merk. Die merk van die seël op jou kop en jy sal sien later ook op die hand, op die regterhand, is natuurlik ook 'n verwysing na Deuteronomium 6 en die Shema. Wat is die Shema? Hoor o Israel, die Here jou God is 'n enige God, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, al daai goed, leer julle kinders hierdie goed. Dis die Shema. En dan sê hy, hierdie woorde moet julle grafeer op julle voorkoppe en op julle hande. Dit beteken jy moet dink daaroor en alles wat jy doen, moet jy doen met hierdie woorde in jou kop. So later wanneer ons weer gaan lees van 'n merk, die 144.000 kry 'n merk en later kry die bose mense ook 'n merk. Wat 'n merk? Merk van die dier. Die 666. Daaroor gaan ons waarskynlik volgende oor 2 weke gesels oor die 666. Dis 'n klas wat jy nou wil misloop nie. So die 144.000 is nie 144.000 nie. Ek weet ons is amper op 'n breek. Ek wil net gou die seels klaarmaak. Is dit oukei? Anders gaan dit nie lekker werk nie. Ek gaan nie nog lank praat nie. Die 144.000 is nie 144.000 nie. Want julle weet die Jehova getuies glo dat net 144.000 nee, dit is nie heeltemal korrek nie. Die 144.000 is nie 144.000 nie, dit is 12 maal 12 maal 1000. So 12 maal 12, 12 stamme, 12 apostels, nê? 12 maal 12 en 1000 is baie. 1000 is jy weet, dit verwys na almal, alles. 1000 is 'n groot getal. Dis soos wanneer ek sê, dit het my duisende gekos. Jy weet, baie soos dit. Okay, so 1000 spreek van 'n lang beperkte tydperk of 'n groot groep. Jy dit en dan sien jy hy leer dit daar uit en hy gee vir jou die stamme. Jy weet, 144.000 hulle was uit die stam, dan sê hy Juda, Reuben, Gad, Aser, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Issachar. Jy gaan agterkom as jy daai stamlys lees, daar's 'n paar probleme. Soos wat? Lyk dit soos die stamlys moet lyk? Nee. Nommer 1, wie moet bo aan 'n stamlys wees? In die Joodse konteks. Wie is altyd bo? Die oudste. Is Juda die oudste? Nee. Juda is nie die oudste nie, nê. So Juda is daar. Okay. Maar hy is heel bo. So dit sê al klaar vir jou daar's 'n probleem. Dan is nie daar nie. Nou dit gebeur in die Bybel nogal, weet, want dan word geassosieer met afgoderry. Jy het 'n paar ander interessante toevoegings en veranderingkies hierso. Jy weet, dis interessant. Jy weet, met Josef daar en die punt is, dit is nie 'n gewone stamlys nie. Dis 'n stamlys wat tipies vir jou sal sê, hierdie is die nuwe Israel, die Israel van die leeu van Juda, die kerk.
So jy kan nie hierdie sien as die ou Israel nie, dis die nuwe Israel. Maar onthou, in die eerste eeu toe hierdie skrywers skryf, was meeste van die Christene, Jode of heidene wat op een of ander manier jy weet, verwant was aan die sinagoge. Okay. En dan sien ons die antwoord verder, want dan sien hy die groot menigte. En die 144.000 is ook die groot menigte, en hulle is van elke nasie, stam, volk en taal. En dis natuurlik ook Ou-testamentiese profeseë hierdie wat verwesenlik word. In meeste van die Ou-testamentiese profeseë sê dit, God herstel vir Israel, in hierdie geval die nuwe Israel. En hoe herstel God vir Israel? Hy bring die Noordryk en die Suidryk bymekaar, en dan al die nasies sal stroom na hulle toe. So tot 'n mate is hierdie ook 'n vervulling van die Ou-testamentiese profeseë, van die nuwe Israel, wat mense soos Esegiel en Jesaja in hulle visie gehad het. So die 104, en hulle klere is gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Dis interessant, nê? Nee. Jy sal dink die bloed maak vuil, maar hier maak die bloed skoon. Die bloed reinig, die bloed vergewe. Nee, die wit klere het ek al vir jou gesê, dit laat jou dink aan doopelinge, nê? Christene wat gedoop is, die wit klere, ook reinheid. Okay? En in hierdie geval ook vervolging en martelaarskap. Okay. Die 7de seël, wil ek nie dit sê, die 7de seël lei die 7 trompette in. So daarom sê ek, kan jy sien, dis intensifiseer elke keer. So die 7de seël is nou die 7 trompette. Ok, voor ons gaan, enige vrae of opmerkings van die 7 seëls. Verstaan julle? Julle kan sien hoe hy dit uitbeeld, nee, is nogal interessant. Goed. Elke keer is dit asof hy inzoom op die oordeel. En sekere dele kry net meer en meer aandag as ander. Goed, kom ons vat 'n breek gou-gou. Kan jy glo 45 amper? Ek kan dan soos nou weer terug.
Kan so stadig maar sekerlik weer begin inkom. As jy 'n eetdingetjie en 'n teetjie en 'n koffie gekry het. OK, kom ons kop af vir die tweede helfte. Ons het so 'n bietjie werk om te doen. Goed. Daar sê ons gaan nog vir die laaste mense kans om in te kom. OK, so wanneer ons nou gaan kyk na die 7 trompette en die 7 bakke, gaan jy sien hulle lyk baie soortgelyk. En ek gaan hulle saam lees, want dit help jou om hulle saam te lees. OK, so weer eens, jy gaan dieselfde patroon sien, 4 plus 2 tussenpouse by die trompette, nie by die bakke nie, plus 1. OK, so kom ons begin. Die eerste 4 trompette. Die 7 engele met die 7 trompette het toe gereed gemaak om daarop te blaas. Onthou, die 7de seël het uitgeloop op die 7 trompette. Die eerste engel, ekskuus, het op sy trompet geblaas. Daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde uitgegooi. 1/3 van die aarde is verbrand, 1/3 van die bome is verbrand, en al die groen gras is verbrand. As ek hom anders vertaal, soos wat jy kan, sê gou-gou vir my, hoe klink dit? Daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die grond uitgegooi. 1/3 van die grond is verbrand. Hoe klink dit? Bietjie anders, nê? Die Griekse woordjie vir aarde en grond is dieselfde, ge. Ek dink aarde is nie heeltemal seker nie, dis nie 'n verkeerde vertaling nie. Nie 'n slegte vertaling selfs nie. Ek dink grond sê bietjie meer. Maar hy sê hoeveel van dit? 1/3. Nou, as jy hou jou vinger daar en dan as jy gaan na die eerste 4 bakke, Openbaring 16. Dan gaan jy sien hy sê dis nou die engele met die 7 bakke in Openbaring 16:2. Hou nou maar jou vinger of jou boekmerk of iets tussen hierdie 2, want ons gaan tussen hulle wissel, is dit oké. Die eerste engel het toegegaan en sy bak op die land uitgegooi. Daar het kwaadaardige pynlike swere uitgekom aan die mense wat die merk van die dier aan hulle het en wat sy beeld aanbid. So kan julle sien, dit is die aarde weer. Okay? Maar nou op die mense van die aarde, kan jy sien by die trompette, is dit haal en vuur met bloed gemeng. Daar was haal, né? Een van die plaae van Egipte. Haal, daar was ook bloed. En nou by die 7 bakke is dit swere wat aan die mense is, né? So kan julle sien, hierdie is nou, daai mense is nou nie die 144.000 nie, maar die mense wat die merk van die dier het. So ons gaan nou in 'n volgende klas oor die merk van die dier praat, maar die merk van die dier staan teenoor die merk wat op die voorkop van die 144.000. Okay. Ek gaan met julle praat oor die merk van die dier op 'n ander tyd. So die eerste een is, yes, hierso is net, waar's 'n mikrofoon? Nee, maar ons, sorry Nico, dankie, nee, maar ons neem op, so sal wel hê almal moet hoor, yes. Ek het jou net opgemerk, in hoofstuk 8, praat die Engelse Bybel van the earth. Hier in hoofstuk 16 praat hy van the land. Ja. Dit is interessant.
Jy weet, en weer eens, dit wys jy nou bietjie, jy kan bietjie spring tussen die vertalingsmoontlikhede van die Griekse woordjie gê. Ek dink hierso is dit die land, die grond, maar die aarde is nie verkeerd nie. En natuurlik dit is, jy kan hulle, dis mos maar tot 'n mate bietjie sinonieme. Maar wanneer jy sien dit word op die land uitgegooi in die bome en die groen gras, dan spreek dit van en dis 'n derde. By die trompette is dit 'n derde, by die bakke is dit alles, nê. En die mense kry hierdie pynlike swere by die bakke. Maar by die trompette is dit die aarde, en as die bome, dan dink jy daar's nie meer vrugte nie, daar's nie meer kos nie, daar's nie meer skadu nie. As die grond verbrand word, kan jy nie meer jou oeste kan jy nie meer jou crops. Ek dink ja, julle weet waarvan ek praat, nê. Gewasse plant nie. En as jy nie gras het nie, kan diere nie meer wy nie, nê. Nou hoe moet jy hierdie goed lees? Wanneer jy die skepingsverhaal lees, dan sê jy sien die skepingsverhaal begin met die see, die oerwater, eintlik. Dis eintlik nie die see nie, dis twee verskillende woorde, is die oerwaters, die oersee, die groot. En dan skei God die aarde van die see, en dan kry jy see, né? En land, aarde. En dan skei God die waters, dan kry jy vars water en soutwater. Dit is hoe dit mos werk met die skepingsverhaal. Hier met die eerste trompet en die eerste bak, is dit op die aarde, dit is die oordeel wat op die aarde is, okay? En so dis daai deel van die skepping. As jy nou kyk na die tweede trompet, die tweede engel het toe op sy trompet geblaas, iets soos 'n groot berg wat brand, is in die see gegooi. 'n derde van die see het bloed geword. Klink dit bekend? Die see wat bloed word? Nou is dit nie meer net die Nyl wat bloed word nie, maar die hele see, nê. Die see wat bloed word, 'n derde van alles wat in die see lewe het doodgegaan en 'n derde van die skepe het vergaan. So weer eens, 'n derde. Sien julle die verskil tussen die trompette en die bakke? Die trompette is nog nie so intens en so erg soos die bakke nie. Met die trompette is dit 'n derde, met die bakke is dit alles. Okay. Hoe lyk die tweede bak? Die tweede engel het sy bak in die see gegooi. Dit het bloed geword soos die bloed van 'n dooie, en alles wat in die see lewe het doodgegaan. Nie net 'n derde nie, maar alles. Kan julle sien hoekom sê ek vir jou, kan dit nie kronologies hierdie goed lees nie, maar dit is siklies en intensifiserend. Maak dit sin vir julle? Dis 'n sin van jy kry 'n waarskuwing en jy luister nie. Nou kry jy nog 'n waarskuwing. Dis tog ook die trant van die verhaal van die 10 plaae. En die mense verhard hulle harte, Farao en die Egiptenare verhard hulle harte en hulle bekeer nie, hulle laat God se mense nie gaan nie. Daai selfde motief gaan jy hier kry. So die land is gestraf en die see. 'n ander idee wat jy kry, om hierdie oordeelsiklusse van Openbaring te verstaan, moet jy die Ou Testament skepingsverhale goed verstaan. En hoe die vroeë Christene die skepingsverhale verstaan het. Die Christene en die Jode daar's 'n paar goed van die skepingsverhaal wat jy moet verstaan. As jy die skepingsverhaal verstaan, dan verstaan jy ook die ontskepingsverhaal wat jy in Openbaring kry. Kan julle sien hoe gereeld, hierdie is amper meer 'n Ou Testament kursus as 'n Openbaring kursus, nee. God skep in die skepingsverhaal, maar hy skep eintlik baie min, nee. Meeste van die skepingsverhaal is twee goed. Dis God wat orden, nee. God wat dinge orden. Die land word geskei van die see word geskei van die vars water. Die diere word geskep, maar die rein diere word geskei van die onrein diere, die landdiere word geskei van die voëls van die hemel, word geskei van die visse van die see. Die plante word, jy weet, dit is ordening. God is baie, verskoon my uitdrukking hier, hierdie bedoel ek nie negatief nie, maar in die skepingsverhaal is God baie OCD, nee. Alles het 'n plek. En alles moet in sy plek wees. Dis nie God wat OCD is nie, maar die skrywer, want hy is 'n priester.
Die skrywer van daai skepingsverhaal is 'n priester of iemand wat uit daai priesterlike denke kom. Okay, ons noem dit P, wat staan vir priester. Maar 'n ander ding wat ook gebeur. So God skep, hy orden, maar die derde ding wat jy veral in die denke kry is, die skepping vir hierdie mense is nie net iets wat God skep en orden en los nie. En nou draai hy van self nie. God hou hom in stand. As jy Job gelees het, daai lang poëtiese dele in Job, jy weet, waar was jy toe ek die fondamente van die aarde geskep het? Jy weet, jy kry die idee dat God is die skepper, maar God is ook die een wat dinge in stand hou. God skep, maar die skepping word ook in stand gehou. So elke dag is eintlik skepping vir hierdie mense. En natuurlik in die vroeë Christelike denke kry jy die idee dat hoe onderhou God sy skepping? Deur die woord wat Christus is. Deur hom het alles tot stand gekom. Lees 'n mens byvoorbeeld in Johannes 1. En dis hierdie idee dat God hou alles ook in stand. So wanneer God ontskep in Openbaring, beteken dit die orde verval. Daar's nie meer orde nie en God hou alles nie meer in stand nie. Tot 'n mate tree God ook terug uit die skepping. Net soos wat hy die mens los en eintlik dan maar vernietig die mens homself, tot 'n mate hou God op om die skepping in orde te hou. En dan spoel chaos oor die orde en daar is nie meer orde nie. Nee, en dis wanneer 'n berg in die see val en die see word soos bloed. Dis wanneer jy al hierdie monsters kry waaroor ons nou gaan lees. So maak dit sin vir julle hierdie goed, nê? Die derde trompet, 'n grootste. Okay, so dink aan, ons het nou aarde, see, wat verwag jy gaan die derde een wees? Vars water. Korrek? En wat het ons hierso? 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand het van die hemel afgeval. Sien julle weer? Die hemel, die realms van die skepping val in mekaar in. God hou die goed nie meer in stand nie. 'n ster, die naam van hy val op 'n derde van die riviere en die waterbronne. Hulle word bitter. Die ster se naam is bitterals. Dis die idee van gif. Die water word giftig want hierdie ster val uit. Nou die idee hierso is dat die hemelliggame word tot 'n mate gepersonifiseer. Nee, en jy sal sien die son, die maan en die sterre is konstant belangrik in Openbaring. En daar's 'n klomp interessante navorsing en studies wat gedoen word oor Openbaring en hoe astrologie, horoscopes, nee, dis rubbish hoor, maar horoscopes vir ons vandag is horoscopes stupid. Ek lees in die horoscope nie, maar vir die antieke mense was dit 'n wetenskap en vir die antieke mense was astrologie 'n wetenskap en baie belangrik, want astrologie was gekoppel aan die noodlot, net soos vandag in horoscopes. Nou wanneer die son en die maan en die sterre verval, dan beteken dit ook die noodlot is nie meer daar nie en die hele astrologiese stelsel waarom baie mense hulle lewe orden en wat ook gekoppel was direk met die gode, is nou ontskep. So dis nie net die skepping wat ontskep is nie, maar die betekenisstrukture wat mense rondom die skepping bou om sin te maak van hulle bestaan wat verval. Dit is nou ingewikkelde goed, dit is nou nie meer Sondagskool nie. Maar julle is met my as ek die goed sê, nee. So dit, en dan natuurlik, ons het nou die aarde, die vars water, seewater, wat bly oor? Die hemel, die lig. Nee, dis wat oorbly. En wat gebeur daar? Die vierde engel het op sy trompet geblaas, 'n derde van die son en 'n derde van die maan en 'n derde van die sterre is getref, sodat 'n derde van hulle donker geword het. 'n derde deel van die dag het nie lig gehad nie, ook nie nag nie. Julle sien, dis soos die 7 dag skepping in reverse.
soos ek vir julle nou gesê, die son, die maan en die sterre is dikwels geassosieer met gode. Dis ook, by the way, hoekom as jy die Genesis verhaal lees, jy al die Genesis verhaal gelees, die skepingsverhaal, verskyn die woordjie son en maan daar. Dan wonder jy, wat sê hy? Die ligte, die groot lig en die klein lig. Die groot lig is die son en die klein lig is die maan. Hoekom? Hulle het woorde gehad vir son en maan toe dit geskryf is, hy is nie stupid nie. Maar die rede daarvoor is, die naam van die son en die maan was ook die name van gode. En hy wil nie die name van die gode in die skepingsverhaal sit nie. Hy wil vir hulle sê, dis nie gode nie, dis net ligte. Nee, dis 'n interessante punt. Hierso natuurlik het jy nou nie heeltemal dit nie, maar dit vir die antieke mense, die son en die maan en die sterre was geassosieer met die gode. En hierso tuimel die hemel nou in een. So daai 4 realms, daai 4 verdiepings van die skepping word nou in mekaar gestort. Daar's nog 'n verdieping van in die antieke wêreldbeeld van die skepping wat ons nie heeltemal van lees in die skepingsverhaal nie, maar wat antieke mense baie goed geken het, die onderwêreld. Nee, die onderwêreld, die abyssos, die onderaardse diepte, die doderyk. En in die 5de trompet gaan die onderaardse diepte oop, die abyssos, en dan kom maar hierdie monsters uit. Hulle lyk so sprinkane wat mense kan steek met skerpioen sterte. Nee. Dit is hierdie vreesaanjaende monsters. En weer eens, wanneer ons na hierdie monsters kyk, monsters is wanneer orde in wanorde omgesit word. Selfs, dis 'n baie interessante benadering om Openbaring te bestudeer deur wat ons noem monsterteorie. Dit monsters is nie net daar om mense te vermaak of bang te maak nie. Monsters is kulturele artefakte wat baie interessante doele dien. Monsters is baie reël. Nie werklik nie, maar in die siege. En monsters is tot 'n mate die neerslag van ons vrese. Wat is een van die bekendste, byvoorbeeld, wat is een van die bekendste monsterstories van die vorige paar eeue? Kan ek hom sê? Frankenstein. Ken julle Frankenstein? Julle ooit gedink in die kerk gaan julle leer oor Frankenstein. Hoekom is Frankenstein, en dis geskryf deur Mary Shelley? En wat is die doel van Frankenstein? Die doel van Frankenstein was geskryf in 'n tyd, en jy tel dit op, het jy al die boek gelees, Frankenstein van Mary Shelley, jy moet dit gaan lees, is 'n ongelooflike boek. Dit is een van die klassieke tekste, hoor, van westerse letterkunde. Wat is Frankenstein? Frankenstein is geskryf in 'n tyd toe die mediese wetenskap ongelooflik ontwikkel het. Soveel so dat die mens die vrees gekry het dat dokters nie meer net goed kan doen om te genees nie. Hulle gaan nie net siekes gesond maak nie, maar dooies lewendig. En wat gebeur wanneer jy hierdie grense, die grens tussen lewe en dood oorskry, en daai grense word tot 'n mate uitgewis? Dit is wanneer jy monsters kry. En dit is altyd 'n simptoom van die vrese van die tyd. Selfde met weerwolwe, mens en dier, nee. Selfde met vampiere, nee. Hulle lewe, maar hulle is dood. Die monsters van ons tyd en van ons kollektiewe psigiese vrees, glo ek vandag, is Terminator. Ken julle Terminator? Nee. Hoekom is ons so bang vir Terminator? Hoekom het Terminator skielik so groot reël geword vir ons, vandat kunsmatige intelligensie ingekom het? Want wat is Terminator? Die grens tussen mens en masjien word uitgewis. En dis wat monsters is. En tot 'n groot mate die monsters in Openbaring dien baie dieselfde funksie. Nee, hierdie monsters, hierdie sprinkane met skerpioensterte, dis wanorde. Dis 'n skepping wat in dissery is. Hulle kom uit die onderaardse diepte. Hulle hoort nie in hierdie ruimte hierbo nie. Hulle pynig mense. Party mense sê ook hierdie beeld van die skerpioene in die 5de trompet spreek van vrese wat die Romeine moontlik gehad het vir die Parteërs, jy weet, verre nasies, 'n soort sogenaamde barbaarse nasie van die ooste, en ons gaan dit ook nou sien
by die bakke, dat die Partiërs gaan kom oorwin, en dit gaan die Romeine en die Romeinse Ryk kom inval, want dit was die groot vyand van die Romeinse Ryk op hierdie stadium. En dan as ons kyk na die vyfde bak, die vyfde engel het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi. Ons gaan praat oor die dier, die troon van die dier. Hier moet jy vir nou net lees die Romeinse Ryk. Okay? En daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Duisternis was nog een van die plaag gewees, nee. Die mense het hulle tonge stikkend gebyt van die pyn, en het die God van die hemel gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur en oor die swere. En hulle het hulle nie bekeer van hulle verkeerde praktyke nie. Jy sien dit ook, dis nou die vyfde bak, maar as jy nou na die vierde, ons het nou die vierde een geskiep, sorry, kyk net die vierde bak, onthou, wat was die vierde trompet? Die son en die maan en die sterre wat duister word, nee. Die vierde engel het toe, Openbaring 16 vers 8, die vierde engel het toe sy bak op die son uitgegooi, daardeur is aan die son die vermoë verleen om die mense met vuur te brand. So nou word die son nie duister nie, maar meer intens, nee. En hulle het die naam gelaster van God, wat die mag oor hierdie plaag het, en hulle het hulle nie bekeer en hom nie geëer nie. By die bakke, so wat ons sien by die trompette, dit is gedeeltelik, 'n derde. Dis die onderliggende klem by die trompette. By die bakke het ons 'n ander klem. Hulle laster God, hulle bekeer nie. Kan jy sien? So dit word, net 'n derde word hier vernietig, nou word alles vernietig, dit word erger, net soos by die 10 plaag, wat dit erger raak, want hierdie idee van oordeel wat intensifiseer, dit kry hy by die 10 plaag, van Moses in Egipte en Exodus, maar het Farao ooit bekeer? Nee, hierdie mense ook bekeer nie. Okay. So, nou die 6de trompet, toe die 6de engel op sy trompet geblaas, het ek 'n stem tussen die 4 horings van die goue altaar, 'n stem tussen die 4 horings van die goue altaar voor God gehoor. Die stem het gesê, die stem het vir die 6de engel wat die trompet het gesê, maak los die 4 engele wat by die groot Eufraatrivier vasgemaak is. Dat die Eufraatrivier word ook geassosieer met Eden. Okay? Die 4 engele wat gereed gehou is vir hierdie uur en dag en maand en jaar, is toe losgelaat om 'n derde van die mensdom dood te maak. So nou is dit die mens wat direk vernietig word. Die aantal perderuiters van hulle leers was miljoene der miljoene en nog 'n keer soveel. En hulle het die getal gehoor. En in hierdie gesig het die perde en hulle ruiters so gelyk. Hulle het 4 rooi, donkerblou en swaalgeel harnasse gehad. Die perde se koppe was soos die koppe van leeu's en uit hulle bekke het daar 4 rook en swaal gekom. Nee, jy gaan sien hulle het sterte so slange. Ons noem so dier 'n chimera. Het julle al gehoor van 'n chimera? 'n Chimera is 'n kombinasie van diere in een. Hierdie is dan nou waarskynlik ook een wat moontlik verwys na die Partiërs, die engel wat by die groot Eufraatrivier is, wat nou die mensdom gaan doodmaak, en ons gaan sien, by die 6de bak, sê hy ook, kyk hierso, hy sê die 6de engel het toe sy bak op die groot Eufraatrivier uitgegooi, so dis weer die Eufraatrivier. Die water het opgedroog om 'n pad vir die konings uit die ooste oop te maak. So die ooste word gesien as die barbaarse lande, die lande wat uiteindelik die beskawing van die Romeinse Ryk gaan kom vernietig. En nou is dit interessant, toe sien ek uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onrein geeste kom wat soos paddas lyk. Nou die paddas laat jou weer eens dink aan een van die plae van Egipte. Ons gaan praat oor die dier, ons gaan praat oor die draak en die dier en die valse profeet. Okay, maar dit moet jy sien as die agente van die Romeinse Ryk, wat ook die agente van die duiwel is. Okay, die draak is die duiwel, die dier is waarskynlik 'n keiser of 'n Romeinse bevelhebber,
En die valse profeet is ook waarskynlik een of ander propagandis. Okay, ons gaan oor dit praat. Maar daai 3 verteenwoordige tipe van 'n onheilige triumviraat, 'n onheilige drie-eenheid wat die Romeinse ryk simboliseer. Vir nou moet jy net dit weet. Dis genoeg vir nou. Maar volgende keer sal ons meer oor dit praat. Hulle doen nie die wondertekens, hulle bring die konings bymekaar by 'n plek met die naam van Armageddon. Nou dis interessant, Armageddon is 'n bekende begrip en idee in Openbaring, nê? En in populêre kultuur word Armageddon gesien as die groot laaste oorlog, nê? God en die bose wat oorlog voer. As jy die teks lees, daar is nie 'n oorlog by Armageddon nie. Dis bloot net die plek waar die konings bymekaar kom. Nou, hoe moet ons Armageddon verstaan? Wat is Armageddon in Openbaring? So dis nie hierdie plek van groot oorlogvoering in die laaste veldslag nie. Dis nie eintlik heeltemal dit nie. Dis maar net die plek van byeenkoms. Nou Armageddon dink ons verwys na die Hebreëus Har-Mageddon, Har-Megiddo, wat ook bekend staan as Tel-Megiddo. Nou Megiddo, 'n tel is maar net 'n berg of 'n mensgemaakte heuwel. So Megiddo is in die Jesreel vlakte. En dit is interessant, jy weet, as argeoloog vandag, daar is baie argeologiese bewyse, is jammer Willem is nou nie vanaand hier nie, maar daar is baie argeologiese bewyse vir oorlogslae by Megiddo. So dit is 'n plek wat bekend was vir oorlog, maar ek dink die rede wat interessant is, hoekom hy hierso, want daar's ander plekke ook, wat baie oorloë het. Hoekom Megiddo? Die interessante ding in die Ou Testament, Megiddo is ook die plek waar die koning Josia doodgemaak word deur 'n Egiptiese koning. Onthou julle wie was Josia? Wie was Josia? Dit was die jong koning in Israel wat al die hervorminge, die wetshervorminge ingebring het. Josia is 'n baie belangrike figuur en ons dink hy is die ou wat Deuteronomium terug ingestel het en hy het die koning sê hy het die wetboek ontdek wat vir so lank weg was en toe het hulle al hierdie hervorminge ingestel. Nou ons dink die wetboek wat Josia ontdek het is Deuteronomium. Hy word baie positief in die Bybel uitgebeeld. Maar dis ironies dat hy word doodgemaak deur 'n Egiptiese koning. Een van die beste, mees regverdige konings word by Megiddo deur die Egiptiese koning doodgemaak. Nou in Openbaring is Megiddo die plek waar die konings van die aarde by mekaar kom, waarskynlik om weer die nuwe koning, nie Josia nie, maar die lam dalk te probeer doodmaak. Want onthou ook Egipte, sien julle die connections hier, nê? Maar daar's nie 'n veldslag nie. Wanneer die ruiter op die wit perd kom, verdelg hy hulle bloot net met die asem van sy mond. So dit is Armageddon. Nou verstaan julle wat Armageddon is in Openbaring en hoekom Armageddon daar voorkom. Onthou daar's verskeie interpretasies. Ek kan nie almal vir jou gee nie. Ek gee vir jou die wat ek dink oortuigend is vir my. Maar dit is die een wat vir my nogal baie sin maak. Dan sien ons, natuurlik met die trompette, is daar 'n tussenpouse, en dan die 7de trompet, by die 7 bakke is daar geen tussenpouse nie. As jy gaan na Openbaring 10 en 11, in Openbaring 10 is die tussenpouse dat die skrywer, Johannes, moet 'n boekie eet. Dit is bitter op sy maag, maar soet op die tong. Nou dit is presies ook wat Esegiel moet doen. Wat beteken dit as die boek wat hy eet, of die boekrol wat hy eet, bitter is, hy gee hom maagpyn, maar is soet op die tong? Dit is 'n moeilike boodskap. Die buik is die setel van emosie. So emosioneel is dit 'n hartseer, 'n moeilike boodskap, maar dit is soet op die mond, want dit is nog steeds God se boodskap. So dis weer eens hierdie paradoks. Soet, maar bitter. Nee. En dit is presies wat jy in Esegiel kry. Daarom sê ek dink hy modelleer homself volgens Esegiel, want Esegiel ook kry 'n boekrol om te eet, wat hom maagpyn gee, maar dis soet soos heuning. Okay. Wat is die boodskap? Wel, die boodskap is die boodskap van verkondiging,
En dan direk daarna sien hy die visioen van die twee getuies. Die een getuie het die krag om die hemel toe te sluit en die reën te weerhou, soos wie klink dit? Wie kon die hemel toesluit en die reëns terughou? Ek sê, julle weet julle Bybels het 'n Ou Testament. En jy kan hom lees, nê. Wie, en daar's 'n paar nice stories aan, daar's 'n paar stories wat nie so nice is nie. Elia is die een wat die hemel toesluit en nie reën bring nie, nê. So die een getuie lyk amper soos 'n Elia. Die ander het die mag om al die water in bloed te verander en die aarde met allerlei plaae te tref. Wie is dit? Moses. Nou, dis interessant, die twee getuies word soos Moses en Elia gesien. Daar is mense wat sê hulle dat die skrywer glo dalk dat Moses en Elia sou terugkom. Daar is veral hierdie idees gewees oor Elia, nee, ons kry dit ook in die Nuwe Testament, in ander boeke, want Elia is mos tegnies nooit dood nie. Hy is net opgeneem in die hemel, nee. So daar was hierdie idees dat Elia sou terugkom, maar wat eerder die geval is, waarskynlik, is dat ek dink die twee getuies verteenwoordig die kerk en die getuies van die kerk. Onthou 'n getuie, die woord in Grieks vir getuie en martelaar is dieselfde, martus. En hier begin daai twee begrippe al bietjie te oorvleuel, die idee van 'n getuie en 'n martelaar. Ons het dit nog nie, dit is nie vanselfsprekend nie. Vir baie Bybelboeke is 'n getuie net 'n getuie, nie iemand wat doodgemaak word nie. Maar in Openbaring word getuienis amper sinoniem met vervolging en marteling. Hy praat van 'n tydperk daar van vervolging en die heidene wat die stad trap, 42 maande lank. Ek wil jy moet dit vashou, ek gaan dit in 'n volgende klas, gaan ons praat oor hierdie getal, 42, 3,5 jaar, 1260 dae, of tyd, tye en nog 'n tyd. Ons gaan oor dit praat in 'n volgende klas, want dit syfer deur. Vir hier kan jy weet, 42 maande is nie 42 fisiese maande nie, maar dit veronderstel 'n tydperk van verdrukking. Maar ek sal vir jou volgende keer sê wat dit beteken. Okay. Die twee getuies beleef dan ook 'n opstanding. En ek dink, net soos die storie van die 144,000 wat verseël word en beskerm word van die oordeel, sê hierdie is die boodskap van hoop van die twee getuies vir die kerk, om te sê, gaan verkondig die woord, dis 'n moeilike woord, dis soet in die mond, bitter op die maag, jy gaan vervolg word, jy gaan selfs doodgemaak word, maar as jy die storie lees, hulle word ook opgewek. So jy deel ook in die opstanding as jy getuie is. Dit is die doel van daai. Okay. En dan die 7de trompet is eintlik 'n opsomming van Openbaring 21, waar die tempel van God sigbaar word en eintlik die einde is. So as jy hom lees, dan sal jy sien is amper 'n opsomming van Openbaring 21. En die 7de bak is net nog 'n plaag. Nog 'n plaag wat 'n groot aardbewing en haalstene en uiteindelik hierdie vreeslike vernietiging van die aarde. En wat interessant is, wat ek ook net wil sê, jy gaan dikwels sien, jy sal dikwels, as jy nou teruggaan en jy lees, en hierdie is die laaste ding wat ek wil sê, en jy lees die trompette en die bakke, gaan jy dikwels daai woorde lees, toe het daar weerligstrale, dreunings en donderslae gekom. Jy lees dit gereeld. Onmiddellik as jy dit lees, waaraan dink jy? Aan watter gebeure in die Bybel het jy dit ook? Sinai. Wanneer God neerdal op die berg, en hy sal bo en Moses moet opgaan, dan sit 'n rookwolk, en daar is dreunings, weerlig en donderslae. So dit laat jou onmiddellik dink aan wat ons noem 'n teofanie, en hy gebruik daai taal van Exodus en van Sinai om hierdie storie te skep. Nogal baie gedoen vanaand. Ek voel ook moeg nou. Ek voel nou reg. Hoe voel julle? Verstaan julle?
Kan julle sien hoe maak hy sin as jy hom saam lees? En sien julle nou hoe die oordeel is 'n ontskeppingsverhaal, 'n Genesis 1 in reverse deur middel van die Exodus verhaal. OK. Vra opmerkings, enige laaste iets wat iemand wil weet? Volgende keer gaan ons nou meer aandag gee aan die afsonderlike visioene wat ons kry, en byvoorbeeld die merk van die dier, die sedelose vrou, al hierdie goed. Ons gaan bietjie meer aandag aan daai goed volgende keer gee. OK, great stuff. Dankie julle. Ontvang asseblief die seën van die Here en ek sien julle dan nie volgende week nie, maar die week daarna. Ontvang die seën van die Here, mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees. Amen en amen. Dankie, dit was bietjie 'n marathon vanaand. Dankie.